Hallo Karen en Radio Fynbos luisteraars. Ek sal graag vandag met julle wil gesels oor magnesium en watter tipes magnesium om te gebruik vir verskillende probleme, want daar is so baie verskillende tipes magnesium op die mark deesdae en ek dink baie van ons besef hoe belangrik dit is, maar dit raak oorweldigend om een te kies as mens voor die rak staan. En by naam moet ons 'n klomp verskillende tipes, maar ek gaan bietjie met julle in diepte ingaan op elkeen wat sal goed wees om te weet dat jy die regte tipe kan kry vir die probleem wat jy het. So die eerste enetjie is magnesium glycinate. En wat hy baie goed is vir, is spesifiek vir stres en slaap. So hy is baie meer jou ontspannende tipe magnesium. Ook goed vir krampe, maar definitief as jy sukkel met sê maar krampe en slaap en spanning in die spiere, dan sal hy die beste opsie wees. Dan kry jy magnesium sitraat of magnesium citrate in Engels en hy is amper soos 'n gebufferde magnesium. Ook baie goed vir krampe, hy word goed geabsorbeer en hy's ook 'n bietjie vir die maag. So hy het 'n baie sagte lakseer tipe effek. So as mens se maag bietjie styf is, dan sal hy definitief help daarvoor. En die ander enetjie wat ook vir die maag is magnesium oxide. So hy sal mens nie regtig vat as 'n magnesium aanvulling nie, omdat hy so 'n harde vorm van magnesium is. Hy is eintlik meer soos 'n tummy flush. So mense wat sukkel met konstipasie, hulle sal magnesium oxide dan nou gebruik. Jy kry ook enetjie wat hulle noem magnesium threonate. Dit is 'n duurder een oor die algemeen. Hy is die enigste een wat ook hulle noem verby die blood-brain barrier kan beweeg. So hy is die enigste wat eintlik in jou brein kan beland en jou brein kan voed, wat baie belangrik is. So magnesium L-threonate gee hulle baie keer vir migraines, hoofpyn, slaaploosheid, meer te doen met soos die senuweestelsel en die brein sal ek sê. Obviously baie van jou magnesium aanvullings gaan eintlik help vir krampe, want ek dink dis iets wat baie mense mee sukkel. As hulle baie magnesiums al gebruik het en hulle kry nie die resultate nie, dan kan hulle altyd probeer potassium ook saam gebruik, want daai tweetjies is gewoonlik die twee wat agter krampe se oorsaak is. Maar ja, daar soos ek sê, krampe is al 'n baie algemene voordeel van magnesium, waar die verskillende tipes baie meer in diepte gaan. Dan kry jy ook magnesium sulfaat of magnesium sulfate. Dit is jou klein gewone Engelse sout, Epsom sout, en jy gaan hom meeste van die tyd gebruik mos maar in die bad. En jy kry dan daai magnesium wat lekker deur die vel absorbeer in die spiere in, maar baie mense drink hom mos ook. En dan in 'n klein bietjie water, kan hy ook dan half daai lakseer tipe effek hê. So dit is wat baie mense hom voor gebruik. Hy is baie hard op die maag. Ek sal hom nie noodwendig aanbeveel om te drink nie. Ek sal eerder gaan vir die magnesium oxide of magnesium citrate, want hulle is vir my beter opsies vir die maag spesifiek. Maar partykeer het mens 'n bietjie Epsom sout, jy sukkel met die maag, dan kan mens hom so gebruik ook. Dan is daar nog 'n vorm, jy kry ook verskillende tipes wat gemeng is. So daar's 'n paar produkte soos The Real Thing se Trimag, jy kry ook Prime Self se Magnesium Complex. Hulle het sommer 'n klomp verskillende tipes magnesium klaar bymekaar, wat eintlik baie gerieflik is, want dan hoef mens nie so te wonder oor, jy weet, wat die een is die beste en wat die een is die maklikste geabsorbeer. Jy kry dan eintlik die beste van almal saam. So dit is definitief 'n opsie. Hulle is gewoonlik bietjie duurder ook, want baie van hulle sal nou daai magnesium threonate in hê. Maar ek dink as mens twyfel, dan moet mens maar vir soos die glycinate gaan. Ek sal sê as mens oor die algemeen net 'n magnesium aanvulling soek, is jou glycinate of jou citrate eintlik maar die twee populêrstes. Die ander is baie meer in diepte, of baie meer spesifiek,
En soos mens kry selfs iets soos magnesium ascorbate wat eintlik 'n mengsel is tussen magnesium en Vitamiin C, maar so ietsie gaan mens byvoorbeeld gebruik vir gum health, vir die tande of vir die gums. So dit is ietsie baie spesifiek. Ek sal hom nou nie noodwendig net as 'n algemene magnesium aanvulling gee nie. So ek hoop dit het julle 'n bietjie gehelp, om die verskillendes te hoor. Daar's magnesium kloried, daar's magnesium fosfaat, wat nou nog meer in detail gaan, maar ek dink dies wat half die populairste is op die oomblik, is definitief die magnesium glycinate vir die stres en slaap, die magnesium citrate vir die krampe en die maag, en dan die magnesium oxide spesifiek vir die maag, en die magnesium threonate wat lekker brein toe gaan ook. So ek hoop dit het gehelp en baie dankie weer eens vir die geleentheid om met julle te kan gesels. Stuur gerus julle vrae in na Radio Fynbos. Hulle kan dit vir my aanstuur, dan kan ek dit weer in 'n volgende gesprekkie met julle deel.